Welkom by die Get Up and Go show, moontlik gemaak deur Averbaks Bloemfontein hier in Van Ferreiralaan in Langerhoven Park. Op die kop 8 uur altyd lekker om gaste hier saam met die ateljee te hê. En goeiemôre aan Christo Groenewald en Sonet van Sail. Hoe gaan dit met julle vanmôre? Wat met jou, Johan? Dit help ons klaar nie. Ja, aan die gang, Johan, vroeg opgewees. Ek sal gewoon daarin. Dit kom ons so half in jou stelsel en op 'n stadium. Hoor die hele twee besig met 'n baie groot projek en dis vir internasionale kinderkankerdag. Vertel ons 'n bietjie meer, Christo, oor die projek wat julle besig is om aan te pak. Johan, die internasionale kinderkankerdag is almal is bewus daarvan, maar daar word nie regtig aan dit gevier nie en ek sal graag vir Sonet daai geleentheid wil gee om 'n bietjie meer oor dit uit te brei. Ons betrokkenheid 5 jaar terug het begin toe Sonet ons genader het en die hele objektief wat ons wou hê is om mense betrokke te kry en saam met ons in hierdie konvooi te ry en ons ondersteuning vir die kinders en die personeel te wys en die familie te wys wat elke liewe dag met hierdie bekleierery, ek wil sê oorlogstryd teen kanker het, te gaan wys, ons ondersteun hulle, ons is daar vir hulle en en dit is waar ons nou betrokke geraak het en elke jaar is dit 'n groot sukses, ons het 'n goeie konvooi, verskeie rolspelers wat betrokke is, so dit is 'n goeie ding wat ek dink vir ons almal as persone, is dit ietsie wat jou hartsnare 'n bietjie raak en ek dink dit is uit al die projekte wat ons deur die jaar dalk doen, is dit iets wat baie spesiaal vir ons is. So net vertel ons 'n bietjie meer oor die projek, waar gaan dit, wat wil julle bereik? Ja, Johan, kinderkanker. Dis 'n woord, as 'n ouer dit hoor, ek beloof vir jou vandag, ek sien dit elke dag, dis soos yswater wat op jou val, jou asem slaan weg. En baie min mense weet, kinders kry wel kanker. Die ongeluk daarvan is dat kinders se kanker lyk anders as groot mense se kanker. Ek gaan nou die Engelse woord gebruik, die challenges is anderste. En 15 Februarie word dit internasionaal die klem op kinderkanker gelê en om ook erkenning te gee aan die personeel, erkenning aan die families, erkenning aan hierdie kinders wat 'n daaglikse stryd het teen 'n siekte wat jy eintlik vir jouself sê, kind moet dit nie kry nie. En ek het nou vir jou vertel, 5 jaar terug, toe lê ek in my bed en kinderkankerdag kom nader en ek sê vir myself, ek gaan Bloemfontein moet wakker skud en ek weet nie hoe nie. En dan gaan 'n sirene verby. En ek dink by myself, maar dis nogal 'n normale ding vir 'n mens, as jy 'n sirene hoor, dan bly jy stil en jy kyk dadelik. En toe dink ek sirenes, en nou begin ek al dink, hoe gaan ek al hierdie sirenes, en op daardie stadium was ek op 'n AfriForum groepie en die saamroeper daar was Roan en ek vat 'n kans en ek stuur vir hom 'n boodskap en hy sê, Tannie, ek gaan vir Tannie nou bel, nogal Tannie, né? En dis hoe dit begin het. Roan het my hart gehoor en die eerste jaar was net ongelooflik en dit bou net elke jaar en ek moet vir jou sê, ek dink amper ons is die enigste provinsie in die land wat so groot gaan vir kinderkankerdag om mense bewus te maak dat dit is 'n werklikheid. En so net ook natuurlik die stryd wat die kinders daagliks het. Daar is 'n groot behoefte ook. As daar iemand is wat wil betrokke raak, wat is die behoefte? Waarmee kan mense help? Ja, weet jy, so 'n bietjie agtergrond oor CHOC is dat CHOC bied 'n gratis ondersteuning aan ouers en kinders. So ons dienste is alles gratis. Dis gratis behuising. As ouers moet kom vir behandeling vir hulle kind en die kind word nie in die hospitaal opgeneem nie, kan hulle nie vir weke aan een in 'n gastehuis bly nie. So CHOC-huis is daar, hulle kan verniet in CHOC-huis bly. Ons het gratis ondersteuningsdienste deur ons maatskaplike werker wat een van die mees opgeleide maatskaplike werkers in die land is en ek breek hieroor want dit is regtig so wat met kinders met kanker kan werk. Ons gee kospakkies uit want baie gesinne het nie daardie finansies, as hulle nou nog huis toe gaan, dan is daar partykeer nie kos nie. Wanneer 'n kind afsterf, gee ons vir die gesinne finansiële bydrae, net om te sê ons dink aan jou. Ons gee help met transportgeld. So as mense wil betrokke raak, finansiëel is altyd vir ons 'n wenner, omdat al ons dienste gratis is, ons is 'n nuwensgewende organisasie en ons kry ook geen staatsbefondsing nie.
En as jy 'n bietjie van jou tyd gee, ons sou daarvan as vrywilligers bietjie wil kom tyd gee. Vir hierdie projek is Christo hulle besig om nie bederfbare kos en teddybere in te samel. So ek weet hy sal nou bietjie beter vir ons kan sê waar is dit oral geplaas, maar jy kan op die uitkyk wees vir die gaan ek sê dit is 'n bin of iets, dat jy dan as jy ietsie wil bydra en dit in die bin gooi. En dan natuurlik as jy die aand daar kan wees, by Universitas Hospitaal, dit is die behandelingsentrum. Dis ook amper half die enigste aand of die enigste tyd wat ek die kinders afbring om dat mense kan sien. Ek weet Christo hulle raak partykeer bewoe want kinders kom letterlik in 'n rolstoel daar af en het nie meer 'n been nie. Dit is partykeer vir party mense traumaties, maar dit is die realiteit. Ongelukkig is dit die realiteit. Christo is iemand wat betrokke raak met daai nie bederfbare kos of dan 'n teddybeer of 2 wil skenk. Waar kry hulle vir jou in die hande? Ja, en hulle kan my gerus kontak. My kontaknommer is 066 562 2014. Ek sal vir hulle al die nodige inligting deurgee en dan net laat weet wie is deel van hierdie organisering. So vir hierdie uitreikprojek hanteer sektor 4 Afriforum Buurtwag, dis daar in Uitsigse area. Hulle initieer hierdie loods hierdie projek elke jaar en dan kan ek hulle net na daai die verantwoordelike persone wat dit organiseer net verwys dat hulle die volledige reëlings kan kry. Maar enige ander navrae as hulle gerus kan hulle my gerus kontak en ek sal vir hulle help met dit wat hulle nodig het. So net gesê die behoefte nou van ons kant af, teddybere is altyd 'n lekker ding om uit te gee en ons gee die geleentheid op daai aand vir mense wat graag wil hulle ondersteuning wys en 'n teddybeertjie wil vat en vir 'n kind wil gee en 'n bietjie 'n woord van bemoediging vir die ouers en vir die personeel en met die kinders te wil gesels. Sal dit daar wees vir die aand. So dit is 'n goeie interaksie. Dit maak mense meer bewus en dan die nie bederfbare kos daarna sal ons by Jockey's gaan aflewer. So net as mens wil betrokke raak met hierdie aand, met jy vooraf bespreek, moet jy sê ek kom of kan jy net opdaag? Nee, wat jy daag net op. Ek moet sê die cheetahs kom elke jaar met hulle bus. Ek dink die enigste noodvoertuig in Bloemfontein wat nog nie opgedaag het nie was die brandweer. Verder is al die noodvoertuie daar. Ek is so dankbaar elke jaar. Dis hoendervleis mooi. So jy kan regtig net opdaag en kom ry in die konvooi en kom beleef 'n oomblik van en dit maak jou nederig en dit maak jou dankbaar want 'n mens besef nie hoe belangrik is gesondheid nie. Christo Sonet, ek sê vir julle baie dankie en sterkte met hierdie fantastiese projek wat julle besig is om te dryf en ek is seker dit gaan 'n baie groot sukses wees. Baie dankie, Johan. Julle het 'n fantastiese dag verder. Jy bly ingeskakel op Milie FM. Dis kos vir jou ore.